Hallo my liewe boetie en sussie in Christus, my naam is Sonja Gerber, ons gaan weer rondom God se woord kuier. En vanaand gaan ons so 'n bietjie uit Filippense 4, daarvan in verse 12 tot 20, ons gaan daar deel. En God sal in al ons behoeftes voorsien. Dit is 'n wiskundige feit, dat 'n mens minder het hoe meer jy weggee. Maar in die koninkryk van God werk dit heeltemal anderste. Die wat met 'n oop hand gee, ontvang meer. Daar word in jou behoeftes voorsien, as jy mededeelsaam is. Kom ons gaan kyk wat sê Lukas 6, vers 38 vir ons. Wees dan barmhartig soos julle Vader ook barmhartig is. En julle moenie oordeel nie, en dan sal julle ook nie geoordeel word nie. Julle moenie veroordeel nie, dan sal julle ook nie veroordeel word nie. Spreek vry en julle sal vrygespreek word. Gee en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee. Want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal daar ook weer vir julle gemeet word. Die volgende ene is daar Spreuke 11 verse 24. Daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry, en een wat terughou, meer as wat reg is, tot sy gebrek. En dan Spreuke 19 vers 17. Wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here, en hy sal hom sy weldade vergelder. En dan Matteus 5 vers 7. Salig is die barmhartiges, want in hulle sal barmhartigheid bewys word. Halleluja. So die Christene van Filippense het by meer as een geleentheid in Paulus se behoeftes help voorsien deur middel van hulle offergawes. Ingeval hulle bekommerd was dat hulle nie in hulle eie behoeftes sou kon voorsien nie, het Paulus hulle verseker dat God vir hulle sou voorsien. Die een aan wie die vee op die berge by duisende die wêreld en sy volheid behoort, sy hulpbronne is onuitputlik, en dit is natuurlik God. Hy is besorg oor die mens se basiese behoeftes, hy voorsien met vreugde in die behoeftes van sy kinders, wat hom eer, wat met 'n kinderlike geloof van hom afhanklik is. Nou kom ons lees hierso Filippense 4 vanaf verse 12 tot 20. Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê, en in elke opsig en in alle dinge is ons onderrig om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is in alles tot staat deur Christus wat my die krag gee. Nogtans het julle goed gedoen, toe julle deel gehad het in my verdrukking. En julle Filippense weet ook, dat in die begin van die evangelie, toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente deel gehad het in my rekening van uitgawe en inkomste nie, behalwe julle alleen. Want ook in Thessalonika het julle vir my behoeftes meer as eenmaal iets gestuur. Nie dat ek die gawe soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. Maar ek het alles ontvang en ek het oorvloed. Ek het dit volop nou dat ek van Epafrodus ontvang het en wat deur julle gestuur is, 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God. En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Aan onsse God en Vader, die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Tot sover, kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, Here, baie dankie dat U woord ons weer eens leer, dat ons het nie nodig om bekommerd te wees oor die dag van môre of oormôre, wat ons sal eet of wat ons sal drink, wat ons sal aantrek nie. Want U sal voorsien in ons behoeftes. Here, omdat ons na U toe bid en vir U vra, Here, U weet nog ewen voor ons gevra het, Here, ek het vandag 'n brood nodig. Weet U dat ons 'n brood nodig het, Here, en dan voorsien U in ons behoeftes. Soms kry ons nie die brood nie, en dan baie keer is ons in vertwyfeling, het ek iets verkeerd gedoen, het ek miskien die Here nie reg aanbid nie, het ek nie reg gevra nie, maar Here, soms word ons getoets. Ons kan nie net altyd kry en kry en kry nie. Maar Here, baie dankie dat U die een is wat in al ons behoeftes voorsien. Dalk nie op die tye wat ons dit sou wou gehad het nie, maar voorsien U. Here, ek bid en vra dat U in elkeen se behoeftes sal voorsien, het sy finansiëel, het sy in hulle gesondheid, wat hulle ook al mag vra van U, Here, tot in U volheid van U krag, en ons eer U daarvoor. Amen en amen.